Hallo my vriende, hoor gou hier oor die val van Babylon. Die Bybel praat van Babylon, dit is die beeld vir Rome, al wat godloos is, verkeerd, heeltemal boos, sleg, die kinders van die Here seer gemaak, dit gaan net oor dit en dat, Babylon. Dan lees ons daar in Openbaring 13, dat die Satan het so 'n revolusie in die hemel teen die Here, maar hy word uitgegooi, so hy het verloor. Nou is die Satan baie kwaad. Openbaring 13 sê, hy kry 'n soort van 'n eenheid, 'n nuwe regering, hy kry hulp. En die Satan is die een, hy kry Openbaring 13 vir hom hulp van die dier uit die see. Nou die dier uit die see is 'n ding wat Jesus Christus namaak. Hy verlei mense, hy maak disippels, baie mense volg hom, maar hy's sleg, boos. Dis die Satan en die dier uit die see, daar in Babylon. En dan is daar nog 'n hulp wat Satan inroep, dis die dier uit die aarde. Die dier uit die aarde maak die Heilige Gees na. Soos wat Heilige Gees ons lei na Jesus Christus, lei die dier uit die aarde, die Satan se kinders, na die dier uit die see, wat Jesus Christus namaak. So dis die onheilige trio. Hulle maak die Here se kinders seer. Hulle moord, dis bedrog, dis verkeerd, dis godloos, dis donker, alles wat sleg is. Dit gebeur, ons noem dit die Babylon. Jy kan enige naam oor gee, maar dis wat die bose sentrum van alles wat sleg en sleg en sleg is. En dan het die Satan nog 'n hulp, sal ek maar sê, en dis die stad Babylon. Die Babylon staan vir die plek waar die boosheid groei en gedei en alles wat verkeerd is. En dan staan daar Openbaring 17 vers 6, die Babylon, sy drink die bloed van gelowiges. Openbaring 17 vers 6, die bloed van mense, die Here se kinders, mense wat die Here volg, die mense wat vir die Here getuig, sy drink, daar staan sy is dronk van die bloed van gelowiges, want sy is die moeder van sedeloosheid, losbandigheid, sy verlei die wêreld. So dis die Satan, wat die hulp kry van die dier uit die see en die land, en dan hierdie bose stad Babylon. En dan lees ons in Openbaring 18, nou wat gebeur met hierdie bose stad Babylon? Dan staan daar's 'n begrafnis, en die koningsdag by die begrafnis op, maar Openbaring 18 vers 10 sê, hulle staan ver weg, en hulle huil, en hulle gaan te kere, want hulle sien haar rook, dis die stad, die sentrum van boosheid, godloosheid, alles wat verkeerd is, die plek brand, en die mense wat naby aan haar gelewe het, wat voordeel uit haar gekry het, wat haar geniet het, hulle huil, want hulle het nou baie verloor, maar hulle kan nie te naby gaan nie, want hulle kan ook brand. So hulle staan op 'n afstand, en as hulle die rook sien, hoe Babylon verbrand word, dan is hulle bang, want hulle weet die brand kan hulle ook vang. So al wat hulle sê is een woordjie. As hulle sien hoe Babylon brand, wee. En of jy kan sê, vreeslik, vreeslik. Of hulle staan en kyk na die stad wat hulle so geniet het, en hulle sê, tragies, tragies. Dis die gesig wat Johannes sien, as hy hemel toe kyk deur die Gees, sien hy die einde van die wêreld, en hy sien dat die boosheid, die Satan, word gebind vir 1000 jaar, die dier uit die see, die dier uit die land, die stad Babylon, die bose sentrum van alles wat sleg is, brand, en dis die einde. Openbaring 18 vers 10 sê, die groot stad Babylon, die sterk stad, in een oomblik het die oordeel oor jou gekom, en dit is net wee. En dan huil, daar staan, die sakemanne huil, want die sakemanne het hierdie stad so geniet en waardeer. Hulle het hulle goed verkoop, en daar's 'n lang lys van goud en silwer en mooi hout en ivoor en speserye en fyn persklere en baie mooi goede. En nou staan, die stad is nie meer daar nie, so die sakemanne het 'n enorme verlies, want niemand kan hulle produkte koop nie, die wyn, die olyfolie, die koring, die meel, die perde, beeste, skape, die waans, die slawe. Hulle belang het saam met die stad, hulle was te na in die stad,
Hulle het voordeel getrek uit die bose, die slegte, die godlose, die satanse dinge, en dis nou verby. So nou kom die dag, op die einde van die wêreld, sê Johannes wat die profesie het en sê, geweldige verliese, vir mense wat geassosieer is met hierdie stad. Dus die sakemanne wat handel gedryf het, staan ver weg en hulle skree net vreeslik, vreeslik. En dan is daar 'n tweede groep mense in Openbaring, hulle word genoem die see mense, die bote, die kapteine, die mense wat daar werk, die hele industrie van handel en verkoop see langs land, daai hele industrie het saam in die stad ondergegaan. Daar is nie meer 'n stad nie, daar is nie meer 'n hawe nie, daar is nie meer mense nie. So die einde van hierdie aarde sal hulle wat assosieer met die boosheid en daaruit lewe en dit geniet in die fyn klere, in die wyn en die speserye en die handel en die sakemanne en die seemanne, die hele handel en wandel, dit sal vergaan op die einde en is verby en hulle gaan net kerm. Hulle sal sê vreeslik, vreeslik en alles in een oomblik verlore. Maar moenie dink almal gaan by die stad brand, Babylon brand, gaan huil en treur nie. Openbaring sê duidelik, die gelowiges, die mense wat Jesus gevolg het, die profete, die apostels, hulle wat Jesus gedien het, hulle wat selfs vervolg is omdat hulle die Here dien, hulle gaan sê, prys die Here, wat 'n wonderlike dag, want nou gaan hulle wins hê. Die mense wat wins gemaak het, godloosheid, is verby, hulle beurt is verby. Die mense wat alles opgegee het vir Jesus Christus en God gevolg het, hulle gaan wins hê. So die oordeel van God, daar staan vers 20, soos die oordeel, soos Babylon die disippels getref het, Babylon die Christenmense doodgemaak, so tref God nou die stad. Mens noem dit maar justice, of jy kan dit noem karma, of jy kan dit oordeel, maar die oordeel waarmee hulle uitgedeel het aan Christelike mense, dit kom op hulle self terug en hulle gaan brand. Dan staan daar, die stad is verlore, dit sal nie weer gevind word nie, sal nie herstel word nie, daardie glorie Babylon daar is verby en vir alles verby. Daar is een ding in Babylon, wat Openbaring sê, wat nogal jammer is, dat nou ook verby is, en dit is na die musiek. Kyk, in die stad was daar mense wat musiek kon maak, sieters, en daar was ambagsman, hulle kon met hout werk, hulle kon klippe kap, hulle kon water gelei, hulle kon projekte doen, die Romeine het selfs sement uitgevind, sement wat onder water werk, en hulle kon hawens bou in die see, en daar gaan nie meer 'n bruilof wees in die stad nie, so die mooi bruilofte, die vrolike feeste, die musiek, dis verby, 'n bietjie jammer daaroor, maar niemand gaan daaroor huil nie, want die bloed van gelowiges is gestort. Here se kinders is seer gemaak. Dit kan nie so aangaan nie. Die Here sê, dit stop, die bus stop nou hier, en dit gaan nie so verder, is die einde van Babylon, alhoewel die musiek is nou 'n bietjie jammer is verlore, en mense wat kundigheid gehad het, soos met klip en hout, maar dis verby. Die sakemanne gaan huil, die seemanne gaan huil, die handel is verby, en Babylon gaan brand en rook vir ewig. Wat onheilig is verby. En dis die gesig wat Johannes sien in die boek Openbaring, dat die glorieryke van Babel staan vir elke ryk, elke regime, elke ryk, wat nog ooit geheers het en groot en magtig was, maar nie die Here geken het nie, dis verlore en verby vir altyd. En hulle wat maar net op 'n eenvoudige manier die Here gevolg het, dis nou tyd vir hulle. Dis nou hulle tyd om hulle beloning, loon in die hemel te kry. So nou praat Openbaring 18 van Babylon, die stad Babylon brand, en almal wat belang gehad by die bose stad brand, is verby. En Openbaring 19 gaan dan nou oor, daar is ook 'n ander stad. Teenoor Babel is daar die nuwe Jerusalem, die ewige stad, en dis die stad in die hemel. Daar staan, hierna het ek iets gehoor, 'n harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep, prys die Here, die oorwinning en die mag behoort aan ons God, regverdig en reg is sy oordeel oor die sedelose vrou. So daar is 'n ander plek, en dan staan daar die 24 ouderlinge buig voor die troon in die nuwe Jerusalem. 24 is 12 en 12, 12 vir ou Israel, al die stamme, al God se kinders in die vorige bedeling.
12 daar en nog 12 is dan nou die 12 apostels. Al die Here se kinders in die nuwe bedeling. Al die Here se kinders, van Abraham, Isak, Jakob, tot by Jesus en daarna, al die Here se kinders, hulle word verteenwoordig deur die 24 ouderlinge in die hemel. En dan is daar ook die diere voor die troon, die bil, die arend, daai 4 diere, dit verteenwoordig die skepping, die Kalahari, die bosveld, die Karoo, die see, die hoë berge, die moerasse, en al die diere, almal word verteenwoordig by die Here, al die gelowiges, die volle natuur, en hulle gaan net sê, wonderlik, prys die Here, dit gaan 'n absolute glorieryk wees, vir ewig en ewig. So die onheilige trio is verslaan, Satan is gebind vir 1000 jaar, en daar's 'n nuwe Jerusalem, en daar's 2 boeketjies in die hemel. As jy die Here se kind is, skryf jy op jou voorkop in die naam van die Vader en die Seun. En jou naam word ook geskryf in die een boeketjie, die boek van die lewe. Daai boeketjie word oopgemaak in die hemel. As jou naam daar staan, is jy welkom. As ook 'n ander boeketjie. Hulle wat gemerk word met die merk van die dier op die voorkop en die duim. En hulle wat God het hulle naam geskryf in die tweede boeketjie. Dis die mense wat nie geglo het nie, wat onheilig was, wat barbaars was, wat ver van God loon. Daai boeketjie word oopgemaak. As jou boeketjie staan in die boek van die dood, en jy's gemerk in die merk van die dier, dan gaan jy nie na die nuwe Jerusalem toe nie, jy gaan na die vuurpoel toe, soos Babylon, en daar sal jy brand en warm wees vir ewig. So dis die visie wat Johannes sien, 'n groot troos, vir hulle wat nou verdruk word, wat in die naam van die Here vasstaan en bly glo. Hulle gaan nuwe Jerusalem toe, hulle die boekie gaan oopmaak, en omdat jou naam staan in die boek van die lewe, en jy gemerk op jou kop deur die Here, sal jy die nuwe Jerusalem sien, en God aanbid, saam met die ganse skepping, en dit gaan wees hemels. Heerlik en glorie aan God in die hemel. So my taak aan jou is, dink vandag, of jou saak reg is, of jy die Here se pad loop, of nie. En moenie wag nie, want jy weet nooit, wanneer Jesus terugkom, en hy kom nie om liefies te wees nie, as hy terugkom, kom hy om te oordeel, die wat geglo het, en die wat nie geglo het nie. Mag die Here vir jou ook daarin help. Ontvang die seën van die Here. Mag dan die genade van Jesus Christus, en die liefde van die Vader, en die Heilige Gees, by jou wees. Amen.